Hoofstuk 28. Dae van moeite en beproewing. Meer as 3 jaar lank was die fees die middelpunt van Paulus se werksaamhede. Hier is 'n bloeiende gemeente opgerig en uit hierdie stad het die evangelie deur die hele provinsie van Asië onder sowel Jode as heidene versprei. Die apostel het reeds 'n geruime tyd 'n verdere sendingreis oorweeg. Hy het hom voorgenem om deur Macedonië en Achaia te gaan en na Jerusalem te reis. Hy het gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. Ooreenkomstig hierdie plan stuur hy 2 van sy helpers, Timotheus en Erastus, na Macedonië. Maar omdat hy gevoel het die saak in die fees het sy teenwoordigheid nog nodig gehad, het hy besluit om tot na die Pinksterfees daar te bly. Daar het egter spoedig iets gebeur wat sy vertrek verhaas het. Een keer elke jaar is daar in die feeste spesiale seremonies ter ere van die godin Diana gehou. Dit het groot getalle mense uit alle dele van die provinsie getrek. Gedurende hierdie tyd is met groot pragt en praal fees gevier. Hierdie feestyd was 'n tyd van besondere beproewing vir diegene wat pas tot die geloof gekom het. Die groep gelowiges wat in die skool van Tyrannus saamgekom het, was 'n wanklank in 'n feeskoor en hulle is openlik bespot, verwyd en beledig. Paulus se arbeid het die heidense aanbidding 'n gevoelige slag toegedien en gevolglik was daar 'n merkbare vermindering van besoekers aan die volksfees en ook van ywer by die aanbidders. Die invloed van sy leer het veel verder gestrek as net tot die werklike bekering tot die geloof. Vele wat die nuwe leer nie openlik aanvaar het nie, is in so mate verlig dat hulle alle vertroue in hulle heidense gode verloor het. Daar was nog 'n ander oorsaak van ontevredenheid. 'n Uitgebreide en winsgewende handel het in Efese ontstaan deur die vervaardiging en verkoop van tempeltjies en beeldjies op die patroon van die tempel en beeld van Diana. Diegene wat in hierdie bedryf betrokke was, het gevind dat hulle wins weens handel afneem en almal was dit eens dat dit toe te skryf was aan die onwelkome verandering weens Paulus se werk. Demetrius, 'n vervaardiger van silwer tempeltjies, het al die ambagsmanne van sy vak byeengeroep en gesê, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is en julle sien en hoor dat nie alleen in die feeste nie, maar byna in die hele Asië hierdie Paulus se aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het, deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word nie, en dat haar majesteit wat die hele Asië, ja die hele wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. Hierdie woorde het die hartstogte van die volk geprikkel. Hulle was met woede vervul en het geskreeu en gesê, groot is die Diana van die Efesers. 'n Verslag van hierdie toespraak is gou versprei. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring. Daar is na Paulus gesoek, maar die apostel was nêrens te vind nie. Sy broeders wat van die gevaar in kennis gestel was, het hom uit die plek verwyder. Engele van God is gestuur om die apostel te beskerm. Sy tyd om 'n martel dood te sterf het nog nie aangebreek nie. Toe hulle die voorwerp van hulle woede nie kon kry nie, het die gepepel Gaius en Aristarchus, wat reisgenote van Paulus was, gegryp en na die skouburg gesleep. Paulus se skuilplek was nie ver daarvandaan nie, en hy het gou uitgevind dat sy geliefde broeders in gevaar was. Hy het sy eie veiligheid vergeet en wou net dadelik na die skouburg gaan om die oproeriges toe te spreek. Maar die disippels het hom nie dit toegelaat nie. Gaius en Aristarchus was nie die prooi na wie die gepepel gesoek het nie. Geen ernstige onheil is vir hulle gevrees nie. Maar indien die apostel se bleek, bekommerde gelaat daar gesien word, sou dit dadelik die ergste hartstogte van die gepepel opwek, en daar sou nie die minste menslike moontlikheid wees om sy lewe te red nie.
Paulus was nog gretig om die waarheid voor die skare te verdedig, maar hy het hom eintlik deur 'n waarskuwende boodskap van die skouburg af laat oorreed. Sommige van die owerstes van Asië, wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek dat hy hom nie in die skouburg moes begeef nie. Die oproer in die skouburg het toegeneem. Hulle het dan aangehou skree, sommige dit en die ander dat, want die vergadering was in die war, en die meeste het nie geweet waarvoor hulle bymekaar gekom het nie. Omdat Paulus en sommige van sy metgeselle van Hebreëse afkoms was, wou die Jode graag baie goed laat blyk dat hulle hom en sy werk nie goedgesind was nie. Daarom het hulle een van hulle eie geleerdere na vore gebring om die saak aan die mense te verduidelik. Die spreker wat hulle gekies het, was Alexander, 'n kopersmid, van wie Paulus later gesê het dat hy hom baie kwaad aangedoen het. 2 Timoteus 4 vers 14. Alexander was 'n bekwame man, en hy het al sy kragte ingespan om die woede van die gepeupel uiteindelik op Paulus en sy medewerkers toe te spits. Maar toe die skare sien dat Alexander 'n Jood was, het hulle hom op sy gestoot terwyl hulle almal omtrent 2 ure lank skreeu, "Groot is die Diana van die Efesiërs." Uiteindelik het hulle van blote uitputting opgehou, en terwyl daar 'n oomblik stilte was, het die stadsklerk die skare se aandag getrek en hy het hoofde van sy ampt daarin geslaag om hulle toe te spreek. Hy het die mense met hulle eie argument aangepak en hulle daarop gewys dat daar geen rede was vir die groot oproer nie. Hy het op hulle gesonde verstand 'n beroep gedoen en gesê, "Efesiërs, watter mense is daar tog wat nie weet dat die stad van die Efesiërs die tempelbewaarder van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel geval het nie? Terwyl dit dan nie weerspreek kan word nie, behoort julle rustig te wees en niks onbedags te doen nie. Want julle het hierdie manne uitgebring, wat geen tempelrowers is nie en ook nie julle godin laster nie. As Demetrius en sy ambagsmanne dan 'n saak teen iemand het, die hofsittings word gehou en daar is regters, laat hulle mekaar aankla. Maar as julle nog iets anders verlang, dit sal in die wettige vergadering beslis word. Want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklaag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal rekenskap gee van hierdie oploop nie." En met hierdie woorde het hy die vergadering ontbind. In sy toespraak het Demetrius gesê dat hulle vak in veragting kan kom. Hierdie woorde openbaar die eintlike oorsaak van die oproer te Efese en ook die oorsaak van veel van die vervolging wat die apostels in hulle werk agtervolg het. Demetrius en sy mede-ambagsmanne het besef dat die verkondiging en verspreiding van die evangelie hulle besigheid met die vervaardiging van beelde in gevaar gestel het. Die inkomste van hierdie heidense priesters en vakmanne was op die spel en om hierdie rede het hulle die bitterste teenstand teen Paulus opgesweep. Die beslissing van die stadsklerk en van ander wat eerbare poste in die stad bekleed, het Paulus as onskuldig aan enige onwettige daad voor die mense gestel. Dit was nog 'n oorwinning van die Christelike geloof oor dwaling en bygeloof. God het 'n belangrike regter na vore gebring om sy apostel te regverdig en die oproerige gepeupel in bedwang te hou. Paulus se hart was vol dankbaarheid jeens God, omdat sy lewe gespaar was en die Christelike geloof nie deur die oproer in Efese in onguns verval het nie. Nadat die oproer verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en het vertrek om na Macedonië te reis. Op hierdie reis is hy deur 2 getroue broeders uit Efese vergesel, naamlik Tychicus en Trofimus. Paulus se werksaamhede in Efese was voleindig. Sy bediening aldaar was 'n tydperk van voortdurende arbeid, deur beproewing en diepe sieleangs. Hy het die mense in die openbaar en van huis tot huis geleer en hulle met baie trane onderrig en gewaarsku. Die Jode het hom voortdurend teengegaan en geen geleentheid laat verbygaan om die gepeupel teen hom op te sweep nie. En terwyl hy aldus met teenstand te kampe gehad,
die evangelie met onvermoeide ywer bevorder en die belange van 'n gemeente wat nog jonk in die geloof was beskerm het, het Paulus ook vir die gemeentes 'n baie groot las op die hart gehad. Tyding van afvalligheid in sommige van die gemeentes wat hy gestig het hom diep bedroef. Hy het gevrees dat sy pogings ter wille van hulle miskien te vergeefs kon gewees het. Hy het menige slapelose nag in gebed en ernstige oorpeinsing deurgebring, toe hy verneem watter metodes gebruik is om sy werk te belemmer. Wanneer hy die geleentheid gehad het, en na mate hulle toestand dit vereis het hy aan die gemeentes geskryf en hulle bestraf, van raad gedien, vermaan en bemoedig. In hierdie briewe wy die apostel nie uit oor sy eie beproewinge nie, nogtans is daar af en toe 'n blik op sy arbeid en lyding vir die saak van Christus. Sla en gevangenskap, koue en honger en dors, in gevare op die land en op die see, in die stad en in die woestyn, van sy eie landsgenote, van die heidene en van valse broeders. Dit het hy alles ter wille van die evangelie verduur. Hy is uitgeskel, belaster, die afskraapsel van almal gemaak, verdruk, vervolg, in alles verdruk, elke uur in gevaar, oorgelewer in die dood om Jesus wil. Te midde van die voortdurende stroom van teenstand, die lawaai van vyande en die versaking deur vriende, het die onverskrokke apostel byna moed verloor. Maar hy het na Golgotha teruggekyk en dan weer met nuwe ywer voortgegaan om die kennis van die gekruisigde te versprei. Hy het net op die bloedbevlekte weg gewandel wat Christus voor hom bewandel het. Hy het geen ontslag uit die stryd verlang, voordat hy die wapenrusting aan die voete van sy verlosser